Familie, dis Kerstyd en ons is besig met ons reeks herontdek die wonder van Kersfees. En die hart agter hierdie reeks is net dat niks moet ons verwondering kom steel vir dit wat God vir ons gedoen het nie. Die feit dat hy sy seun aarde toe gestuur het, toe ons 'n issue gehad het, ons sonde het 'n skeiding gebring tussen ons en God, en nou is daar die vraag, wat gaan God doen? Gaan hy ons los? Gaan hy hierdie storie uitvee? Hy skop hierdie aardbol soos 'n sokkerbal weg en hy's klaar met ons? Wat gaan hy doen? En hy antwoord dit met uitroeptekens en nie net op 'n oppervlakkige manier nie. Hy skree nie net hier uit die hemel uit, okay, ek sal julle nou maar red nie. Maar hy doen dit op so 'n beautiful manier om een van ons te word. En hy bewys, hy sê nie net hy's lief vir ons nie, hy bewys dit op so 'n kreatiewe en beautiful manier deur self te kom en sy lewe vir ons te kom gee. En daarom moet ons in verwondering bly. Ons moet nooit hierdie vuurtjie, hierdie dankbaarheid in ons verloor nie. En laasweek het ons gesê, ons reaksie op dit moet wees, soos die skaapwagter, soos die wyse manne. Ons moet aanbid. Ons moet elke jaar voorberei en sê, hoe kan ek reageer sodat ek nommer 1 God se hart bless, dat ek God maak glimlag. En nommer 2 aanbid en vier. Ek moet celebrate en dit beteken sluit ander mense in. Vier Kersfees op 'n manier. Gebruik die simbole van Kersfees, die engel, die sterre, 'n kersboom, doen alles wat jy kan om Kersfees so te vier dat jy vir mense wys, jy's excited, jy's bly, jy dankbaarheid, dit borrel uit jou uit oor dit wat God vir ons gedoen het en laat ander mense God se liefde sien en hoor. Laasweek het ons gesê, moenie laat stemme van afgoderry, 'n kersboom, kersvader, dit en dat, moenie laat dit die main fokus word nie. Jesus is die fokus. Ons gebruik net simbolieke om dit te vier en om God te aanbid en om dit te deel. En deur die eeue doen die kerk dit. Dis hoe ek en jy vandag nog Kersfees vier. En ons moet dit nie nou stop nie. En ons moet elkeen ons eie vier en ons aanbidding in Kerstyd en ons opgewondenheid en ons verwondering moet ons evalueer. En sê, Jesus, is daar nie dalk iets wat my vuurtjie geblus het? Dat ek worry nie meer nie. Nou is dit net vir my kommersieel. Nou is dit net vakansie en weg van werk kom en rus voor 'n nuwe jaar afskop. Dis nie wat dit moet wees nie. Elke jaar moet ons voorberei om Jesus te ontvang op 'n vars manier, want hy wil in elke seisoen en voor elke nuwe jaar iets vars kom doen in jou hart, in en deur jou, in jou hart en jou huis. Vandag wil ek met jou praat oor en ons aandag vestig op 'n woord en 'n beginsel wat sentraal is aan die Kersverhaal, maar ek dink dikwels ingewikkeld voel in ons moderne tyd, en dit is vreugde. Vreugde op aarde, het die engele gesê. Nou vra ek jou vandag, hoe gaan dit met jou vreugde? Hoe gaan dit met jou vreugde? So jy kan jou Bybel oopmaak as jy hom hier het by Lukas 1, vers 46. As jy nie jou Bybel hier het nie, kan jy kyk saam op die skerm, en hulle gaan nou vir ons daai ligte aansit, dat jy mooi kan sien as jy lees. Weet van julle se oë is nie meer lekker nie. So voor ons begin lees, net gou vinnig ietsie van die hart share hierso. So ons almal ken die liedjie Vreugde op aarde. As ek dink aan Kersfees, dan en ek dink aan carols, dan dink ek aan Joy to the World. Vreugde op aarde. En ons sing dit en ons ken dit. Maar het jy geweet, die Bybel wys vir ons, dis nie 'n mens wat daai liedjie geskryf het nie. Ons het dit so 'n bietjie verwerk en aangeskryf. Maar engele het daai liedjie geskryf. Dis in die woord. Engele het daai liedjie geskryf in die hemel en toe kom hulle aarde toe en hulle sing dit vir mense. Hulle sing dit vir die mens as deel van hulle boodskap wat God hulle gestuur het om vir die mens te gee. En sentraal in die hart van daai boodskap wat God die engele mee gestuur het om vir mense mee te besoek en vir mense te gee, is vreugde. Vreugde op aarde vir julle, sê die Here. Dis die Here se hoop, dat soos ons hoor wat hy gedoen het, soos ons sien wat hy gedoen het, soos ons besef hoe lief hy ons het, soveel so dat hy aarde toe kom, en dat hy sy liefde op so 'n manier vir ons bewys, dat daar binne in jou hart 'n diep vreugde moet wees. Vreugde wat alle omstandighede in jou lewe in elke seisoen moet verbygaan. Dit moet soveel dieper as dit wees. En ek wonder, hoe gaan dit met daai vreugde in jou lewe vandag? En ek wil dit gou herhaal.
laat ek dit so sê, vreugde is nie die resultaat van omstandighede nie. Ek wonder of jy dit glo. Ek gaan van julle challenge vandag. Vreugde is nie die resultaat van omstandighede nie. Vreugde is die resultaat van ons geloof in die voltooide werk van Jesus Christus. Dis waar hierdie diep Christelike vrede vandaan kom, is ons geloof in die voltooide werk, in dit wat God gedoen het, deur Jesus Christus. En ek wonder of jy dit vandag glo, en hoe glo jy dit? Of hoop jy miskien vir omstandighede? En ons sien dit, ons gaan hierdie les leer by 'n vrou met die naam Maria, Jesus se ma, waar sy in 'n horrible omstandighede is. Engel besoek haar, gee vir haar 'n woord, en dit lyk so mooi aanvanklik, maar dit is eintlik 'n woord wat haar hele lewe kom omkeer as 'n tienermeisie. En in hierdie omstandighede reageer sy deur 'n lied te skryf. En sy worship die Here en sy verklaar dat sy hierdie diep vreugde besit. En mens kan amper nie verstaan hoe is dit moontlik nie. Kom ons lees dit saam, dan verduidelik ek vir jou. So vanaf vers 46 gaan nie die hele lied lees nie, net so die eerste 3-4 lyntjies. So dit sê, die loflied van Maria, en sy het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Groot dinge aan haar gedoen. Kom ons dink gou aan hierdie groot dinge. Hoekom is Maria so bly? Dat sy voel, nee, ek skryf nou sommer 'n sang. Ek gaan nou sommer 'n sang hier skryf. En ek wil hierdie sang sing vir die Here, want ek het soveel vreugde in my. Wat is hierdie vreugde wat sy het? Is dit haar omstandighede gewees? Definitief nie. Want kom ek vertel jou van haar omstandighede. Sy was 'n tienergirl gewees. En 'n engel besoek haar en sê vir haar, hoor hierso, ek wil jou net laat weet, die Here het jou gekies. Okay, great, ek's bly. Wat beteken dit? Dit beteken jy swanger. High five. En daar gee sy nie 'n high five nie. Sy sê, wag net gou. Wat bedoel jy? Ek is verloof. Josef. En ons was nog nooit by mekaar nie. So hoe het hierdie gebeur en wat gaan nou gebeur? Nou moet sy gaan en haar verloofde gaan vertel dat sy swanger is. Wat dink jy het haar verloofde, hoe het hy gevoel? Wat het hy gedink? Wat gaan haar familie dink? En nou moet jy onthou, nie net haar familie nie, sy is in 'n staunch Joodse kultuur. So hulle het meisies soos dit gestenig in daai dag. En as hulle nie gestenig het nie, ten minste het hulle jou verwerp, hulle gooi jou uit die kerk uit. Daar gat jy. Goners met jou. Dit wil niks met jou te doen hê nie. Gaan sort jouself uit, totdat hulle besluit in die community, jy kan weer terugkom. So hier is die situasie waar sy haarself in bevind. Nie 'n lekker situasie nie. Een wat jy eintlik sou sê, sy moet 'n baie sad country song skryf. Nie 'n loflied nie, nie 'n lied wat sê, hey, ek juig, ek is so bly, almal gaan my gelukkig noem. Jesus, hierdie is 'n horrible situasie. En dan buiten dit, leef sy in die tyd van koning Herodes. En koning Herodes, wat gehoor het dat daar 'n baba gebore is en sy ryk gaan wil oorvat en hierdie babietjie gaan die koning word, hy wou dit uitcancel. So nou soek hy al die babietjies, al die baba seentjies en hy sê maak al die baba seentjies dood. En hy's eintlik op soek net vir een. En dis daai een wat deur haar gebore gaan word. So stem jy saam met my? Definitief nie haar omstandighede wat maak dat sy so gelukkig is nie. So wat is dit dat iemand hierdie perspektief het? Wat is haar perspektief? Dat sy so gelukkig kan wees onder hierdie omstandighede. En ek wil vandag vir jou sê, ek dink daar's 3 versoekings van die duiwel, wat ek dink sy gefight het, en wat sy gewen het, wat ek dink baie van ons verloor. Wat ek dink baie van ons mure in ons harte bou, en daai mure hou die vreugde van die Here uit ons lewe uit.
En miskien sal jy met my saamstem, miskien gaan jy net met een van dit vereenselwig, miskien gaan jy met almal vereenselwig. Miskien gaan jy hier vanoggend sê, weet jy wat, die rede hoekom ek voel soos ek voel, is ek bou al 3 daai mure. En vanoggend breek ek dit af. So dit gaan nie op die media wees nie, jy kan maar net na my luister. Die eerste muur is dit. Dis die duiwel wat kom met die versoeking wat sê, nog nie nou nie. Nog nie nou nie. Jy kan nog nie nou gelukkig wees nie. Want kyk gou na jou lewe. Jy kan nog nie nou gelukkig wees nie, want kyk gou na jou jaar. Kyk gou na hierdie laaste seisoen van jou lewe. Yes, dis bietjie broken. Hier's chaos. Die duiwel wil hê ons moet fokus op die wonde wat ons in ons dra en die wonde wat in die wêreld is om ons. Soos ons die nuus aansit of jy kyk op Facebook of jy hoor by mense, jy kom net agter dis chaos in die wêreld van hier tot Amerika. Dis chaos. En hy wil hê jy moet kyk daarna en so fokus op jou wonde dat jy tot hierdie gevolgtrekking kom. Vreugde en hierdie realiteit van pyn, dit gaan nie saam nie. En terwyl ek hierdie moeilikheid in my lewe het, kan ek nie bly wees nie. So ek wag. So ek wag. En hy sê vir jou, die dag as jy gaan dit uitsorteer, hou net vas, jy gaan dit uitsorteer, maar totdat jy dit nie alles uitsorteer het nie, totdat jy nie elke moeilikheid, al daai probleme uitgesorteer het nie, kan jy nie gelukkig wees nie, maar daar gaan 'n dag kom, dan gaan daar 'n nuwe seisoen aanbreek, al hierdie probleme gaan weg wees, jy gaan opstaan en jy gaan net, man, daar gaan liedjies in jou ore speel en jy gaan net gelukkig wees. Daai seisoen kom, maar is nog net nie nou nie. En ons wag en ek wonder vanoggend of dit jy is. Dat jy sit en wag vir omstandighede om te verander. En jou geloof is nie in die voltooide werk van Jesus Christus nie, jou geloof is in omstandighede. En jy sê, weet jy wat, Jacques, as my omstandighede net kan verander, dan sal ek gelukkig wees. Maar hoe kan ek, kyk my lewe, kyk wat gaan nie aan, kyk my seisoen, kyk die moeilikheid wat ek mee moet deel. As ek net dit kan uitsorteer, dan sal ek gelukkig wees. Wat jy vir my in effek sê, jy het omstandighede nodig om te verander, voor jy hierdie vreugde kan ervaar. Maria sê anders. Maria sê, ek was 'n tienergirl gewees. 'n Engel het vir my kom sê ek swanger. Die Here het my swanger gemaak. Ek het dit nie self gedoen nie. Nou is ek in hierdie moeilikheid. My verloofde is kwaad, my familie is kwaad, die kerk wil niks met my te doen hê nie. Hier sit ek nou. Ek het alle rede om nie gelukkig te moes wees in daai seisoen nie. En ek sê vir jou, ek skryf 'n sang vir die Here en ek eer hom. Want te midde al daai goed verklaar Maria een ding en glo sy een ding. Al is moeilikheid teenwoordig, my God is ook. En my God is groter as die moeilikheid. En as jy sê, ek het omstandighede nodig om te verander, voor ek regtig diep vreugde kan ervaar. En kom ons wees eerlik, ons almal val in dit. As die lewe vir jou klap, dan is dit moeilik, dan is jy geklap. Nee, dis soos hulle sê in boks, laaitjie wat begin boks, hy dink hy moet net kan swing. Maar ouens soos Mike Tyson en daai ouens wat nou al deur die ropes is, hulle sal vir jou sê, nee boetie, dis as jy op die ken geslaan word en jy sit op jou boude. Dis of jy kan opstaan daar. Dit is wat van jou 'n goeie bokser gaan maak. En so in die lewe, almal van ons word op die ken geslaan en dan sit ons. Dis maklik om te sê, ek glo in die Here, ek worship by die kerk, die Here is goed, hy kan enigiets doen. Jy kan die swaai, maar as die duiwel vir jou op die ken slaan, dan gaan ons sien. And it will happen. En miskien het dit hierdie jaar 'n paar keer al met jou gebeur. Dat jy sit en jy's geslaan en jy't seer. En miskien voel jy, as ek net hierdie kan verander, as ek net hierdie ding kan uitsorteer, dan gaan ek gelukkig wees, maar tot dan as ek depressed. Dan sê ek vir jou, dis 'n leuen wat jy glo. Dis 'n leuen wat jy glo. Want as gevolg van dit wat Jesus gedoen het, die skepper van die heelal, waar is hy? Hy's by my. En Maria verklaar deur die Here te eer met 'n lied, deur te sê, my verlosser, hy's met my. En ja, hierdie moeilikheid is groot, maar hy's groter. En deur die eeue nog vat hy groot moeilikheid en hy laat dit ten goeie meewerk vir sy kinders. En ek glo hy gaan dieselfde doen vir my. En ek wonder of jy dit glo vanoggend.
Miskien het jy groot moeilikheid. No doubt, almal van ons het ons goed. Miskien as jy wild op die ken geslaan. Maar jy kan opstaan. Want die Here is met jou. En jou moeilikheid is groot, maar God is groter. Glo jy dit vanoggend? Ek wil jou challenge om dit te glo. En ons moet nie die Here se eer steel nie, familie. Dat as ons in 'n moeilike tyd is en al waaroor ek kan praat, is die moeilikheid. Ek gee die duiwel al die eer dan. Ons moet die Here die eer gee. Ons moet dit nie van hom steel deur stil te bly nie, of nog erger as dit, die verklaring te maak, ek kan nie gelukkig wees in hierdie seisoen nie. Ek kan nie. Want wat ek eintlik dan sê is, hierdie moeilikheid is groter as my God. En totdat dit nie verander nie, kan ek en God nie weer saam op pad stap nie. En ek gaan nie vra om jou hand op te steek nie, maar ek wil hê jy moet eerlik wees met jouself. Ek het myself al daar bevind. Miskien is jy daar vanoggend. Want jy vir die Here gesê het, as hierdie goed verander, dan sal ek jy weer bel. Maar tot dan kan ek nie gelukkig wees nie. Dan bly jy sit. En dan kan hy nie aanhou werk in jou hart en in jou lewe en in jou huisgesin nie. Staan op, glo. Die Here laat alles ten goeie meewerk vir sy kinders. En hy sal dit doen vir jou. Nog nie. Dis die versoeking waarmee die duiwel kom, nog nie. Die tweede versoeking waarmee die duiwel kom, en miskien ken jy hierheen al te goed, is hy sê vir jou, kyk na ander mense in jou lewe, kyk na daai familielid, kyk na daai vriend, kyk na daai geliefde, kyk na daai persoon by die kerk, by die werk, kyk hoe swaar kry hulle. Kyk deur wat se moeilikheid gaan hulle. Dit sal so onregverdig wees as jy nou hier rondloop en jy celebrate en jy's gelukkig en jy eer die Here, jy wil sommer jou eie liedjie skryf om God te loof en te prys en te praat van sy goedheid. Nee, bly eerder stil. Bly eerder doodstil. Want dit sal soos 'n klap in die gesig wees vir daai mense, as jy weet nou hoe swaar hulle kry, en jy kom nou en jy praat oor hoe goed die Here vir jou is, bly doodstil. En dit is amper asof hy ons wil kry om te sê, want jy weet, hy kom met skrif, sien ons met Jesus in die woestyn, die duiwel gebruik skrif, en hy kom met daai skrif van welsyn en armoede, en hy sê vir ons, jy weet, as mense swaar kry, jy moet swaar kry omhels, en jy moet mekaar se laste dra, en wat hy jou eintlik wil kry om te doen is, hy wil hê jy moet jouself dompel in persoonlike hartseer, omdat ander mense pyn het. En dit is so, dis 'n halwe waarheid, ons moet hartseer omhels. Maar terselfdertyd, dit beteken nie ons moet vreugde laat gaan nie. Ons moet terselfdertyd vreugde omhels, want hier is die ding, die twee werk saam. Hier is hoe hulle hand aan hand werk. Wanneer jy by mense kom wat swaar kry, en die duiwel het jou gekry om vreugde te laat gaan, en jy getuig nie van die Here nie, wat doen hy? Hy steel by jou die einste ding waarmee jy daai mense kon optel. Die einste ding is jou getuienis. Is dat jy vir mense kan sê, luister hier boetie, ek het ook moeilikheid in my lewe. Ek gaan ook deur moeilike tye. Ek het ook challenges. Ek het ook goed waarmee ek battle. Maar te midde dit is die Here goed vir my. En seën hy my. Ja, alles is nie uitgesorteer nie. Gaan dit, let's be honest family, gaan dit ooit wees. Gaan dit ooit wees. Jy gaan van die goed uitsorteer in hierdie seisoen en in die volgende seisoen, dan sal weer ander goed. En so is dit baie keer. Mense kyk na jou en jy het iets wat hulle nie het nie. Nou dink hulle alles in jou lewe is perfek. En weet jy wat moet deel wees van jou getuienis? Jy moet eerlik wees om vir mense te sê, nee, ek het dalk hierdie ding wat jy nie het nie. Ek het dalk geld, jy sukkel nou met geld. Ek het dalk gesondheid, jy sukkel nou met gesondheid. Wat ook al dit mag wees, maar kom ek sê vir my ander moeilikheid wat ek het. Ons het moeilikheid. En ek stoei die duiwel op ander fronte. En net omdat ek hierdie ding uitsorteer nie alles in my lewe, al die probleme uit en alles is net maanskyn en rose elke dag vir ons nie. By ons huis gaan dit ook moeilik. Maar ons hou vas in die Here en ons is geanker in dit wat Jesus vir ons gedoen het en ons glo in dit. En daarom kan ek opstaan met 'n vreugde. Daarom hou ek aan om passie te hê en om werk toe te kom met passie en om te getuig met passie, want die Here gebruik ons te midde die moeilikheid. Inteendeel, dit is baie keer jou moeilikheid wat relate met 'n ander ou se hart.
As jy vir hom getuig en jy sê, hier is die goed waardeur ek deurgaan, maar kyk wat doen die Here te midde dit. Want baie van daai getuienis sal wees hartsverandering, perspektiefverandering, nie net fisiese goedjies nie, hierso. As jy regtig jou getuienis eerlik vertel, en ander mense het nodig om dit te hoor, tel hulle op. En hier wil ek jou vra, wanneer laas het jy iemand opgetel met jou getuienis? Wanneer laas was jy bold genoeg om te sê, luister hier, kom ek sê jou net gou waardeur ons gaan. Jy kyk dalk van die op face value wat jy dink hoe dit met ons gaan. Kom ek sê jou net gou hoe gaan dit met ons. Kom ek sê jou net gou van die goed waarmee ons battle. Ons gaan ook deur 'n moeilike tyd. Maar ons hou vas in die Here en omdat ons dit doen, hou hy aan om te werk en hou hy aan om die storie te skryf. Hoeveel van julle weet, as jy Netflix kyk, elke goeie movie het drama. Maar daai drama draai. En net so, as jou lewe drama het, moenie die movie stop nie. Dis 'n stupid plek om die movie te stop. Jy stop nie daar nie, die Here gaan daai drama draai. Maar jy moenie die pen uit sy hand uitdruk nie. Getuig, vertel vir mense, hey, ek het drama, maar die Here skryf. Die Here skryf. En so tel jy ou langs jou op. En die Here wil hê ons moet ons broers en ons susters optel, wat in battle seer het. Nog nie nou nie, dis onregverdig as jy gaan praat oor die Here terwyl ander mense seer het, so wil hy ons stil maak. En in die derde plek dink ek is 'n vrees vir teleurstelling, toekomstige teleurstelling. Is die duiwel kom na jou toe en hy sê vir jou, jy weet mos hoe onvoorspelbaar die lewe is. En dan sê ek, ja, ek weet. En dan sê hy nou, moenie nou so gelukkig wees en getuig en jy vertel vir mense hoe goed die Here is, want onthou net, Januarie gaan ek vir jou bekend slaan. Januarie gaan kom en hy gaan hy golf stuur en hy gaan vir jou slat van 'n plek af wat jy nie gedink het geslaan kan word nie. En wat gaan jy dan sê? En baie van ons val vir daai, ons het 'n vrees vir vreugde. Ons het 'n vrees vir gelukkig wees en vir hoop hê, want ek is so bang ek gaan teleurgestel word. Want soveel keer in die lewe is ek teleurgestel, so ek wil nie nou kom en sê, man, die Here is goed en die Here gaan goed wees vir my en ek het hoop en ek het joy en ek celebrate. Ek wil nie so wees nie, want net nou as Januarie kom, dan slaat daai golf weer. En weet jy wat doen die duiwel as jy val vir daai? En jy hou vas aan daai vrees, hy laat jou 50-50 leef. Glas half vol, sê hy vir jou, it's enough. Leef net 50%, een voet in, een voet uit. Hey, 'n bietjie geluk is fyn, maar moet nou nie voluit gaan en voluit glo in wat die Here kan doen en wat hy gedoen het en asof dit nou jou lewe gaan verander. Jy kyk die moeilikheid al klaar, jy weet daar kom nog moeilikheid. So, vat dit net rustig, wees net hier 50-50. Partykeer werk die duiwel met die ligte ook. Ek kan nie vir julle sê nie, julle lag vir dit. Hierdie laaste maand wat ons in die kerk gewerk het, dan toets ek alles van maandag tot die Saterdag, perfek. As ons Sondag hier kom, dan gaan alles verkeerd. En dan net as hy my wil kry om te vloek, dan sê ek het nou nog staan ek by hierdie TV laas Sondag, oggend. Alles het gewerk. Nee, die Sondag aand, met die kerels. Die oggend, perfek. So kom die aand, ons sit net aan, die TV werk nie. Nou dink ons, miskien is dit die HDMI, miskien is dit die inputs, ons draai alles, niks werk nie. En ek sê vir die Here, ek gaan een woord uitlos, maar ek het eerlik vir hom sê, Here, ek is nou vol, ek is nou klaar, met goed wat nie werk nie. Asseblief, laat die TV net werk. I kid you not, toe ek omkyk, toe werk die TV. Ek beloof jy, klein getuienis daar vir jou. So het so ruk terug gepraat oor kort gebede. Bid net, praat net met die Here oor goed. Maar so teleurstellings, vrees, van julle het so bang vir die nuwe jaar, want hierdie jaar het jou so geklap, dat jy wil nie op die surfboard klim nie, want jy is net te bang vir die volgende golf wat jou gaan slaan, en jy het maar al aanvaar, ek lewe 50-50, halwe hart, en as jy halwe hart vir die Here gee, kan hy hom net half vol maak. Gee alles vir die Here, en sê, I'm gonna put your name out there. Ek gaan sê, U is goed, en ek gaan my hart oopmaak, en selfs al is daar teleurstelling, dink daaraan familie. Maria, toe sy geroep was, sy was al die tyd geroep om hierdie seun te sien hang aan 'n kruis. So die toekoms vir haar het nie baie blink gelyk nie. Toe sy haar seentjie ingeseën het, toe sy Jesus inseën,
het die persoon daai dag vir haar gesê, jy gaan 'n swaard deur die hart kry. Dit was die woord van die pastoor vir haar, die dag van die inseën. Imagine ek sê vir Morney, Boeta, julle albei gaan baie huil nog in die toekoms. And we know it kind of will be so, dis die lewe. Maar hier weet sy, yes, hierdie roeping wat die Here vir my gee, dit kom met soveel hartseer, dit kom met soveel lyding, dit kom met so 'n groot kruis, en te midde dit skryf sy daai sang. Hoekom, as ons in een vraag, en ek wil afsluit, as ons met een sinnetjie dit kan beantwoord, hoe is dit moontlik? Is sy naïef? Wat gaan hier aan? Elisabeth antwoord dit, Johannes die Doper se ma. In vers 45 sê sy vir haar, en miskien lees hierdie saam met my, kom ons lees saam. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Hoekom het sy hierdie joy? Gelukkig is sy, hoekom? Want jy glo. Want jy glo. Jy weet, as jy met Christene vandag op straat praat, almal glo in Jesus, hier. Almal glo hy was daar 2000 jaar terug. Almal glo die Here bestaan en hy is daar, ver iewers in space. Maar hoe lyk jou geloof hier? In die hier en die nou, in jou daaglikse lewe, in die moeilikheid wat jy het? Hoe lyk jou geloof daar? Glo jy dat dit wat Jesus vir jou gedoen het aan daai kruis was genoeg vir die moeilikheid wat jy nou face? Want daai is waar geloof tel, familie. Hier is die beginpunt, maar as dit nie daai 30 cm sak hiernatoe nie, dan kon jy dit net sowel nooit geweet het nie. Dis hoekom Jesus sê, dit is beter vir baie mense as hulle net nooit eers geweet het wat die waarheid is nie. Maar hulle het geweet en hulle het gekies om nie daarop te reageer nie. En so vra ek jou vanoggend. Jy weet dit, maar glo jy dit? Glo jy dit regtig? En ek nooi jou uit vandag en ek challenge jou om jou geloof volkome in Jesus Christus te sit. Want dit is waar ons vreugde vandaan kom, is in die voltooide werk wat God gedoen het deur Jesus Christus en niks anders nie. Niks anders nie. En as jy daarop staan, elke ding wat jy nodig het, my God, wat ek leer ken het nou vir 38 jaar, hy sal jou seën in alles wat jy nodig het, en nog beter as wat jy gedink het. Gaan dit sonder moeilikheid wees? Nooit nie. Maar hy gaan juist daai moeilikheid vat as die ink vir sy pen, en hy gaan die drama draai, en hy gaan aanhou skryf. Mag jy dit glo vandag, en mag jy getuig daaroor en ander mense optel, en mag jy, soos jy kyk na 'n nuwe jaar, 2026, mag jy 'n opgewondenheid in jou hê, want dis wat gebeur wanneer ek my hart oopmaak, heeltemal vir die vreugde van die Here, en ek vertrou in dit, meer as die teleurstelling, meer as die ander moeilikheid, wat ook 'n realiteit is. Christendom gaan nie oor ons kyk die realiteit mis nie, dit gaan net oor ons verklaar, God is groter as dit. We have that too, but we've got God here and He's bigger than this. En hy gaan dit draai. En as jy dit glo en jy maak jou hele hart op, dan kom die Here en hy skep in jou, diep, dit gaan nie verstand te bowe, maar diep in jou skep hy 'n tevredenheid en 'n opgewondenheid vir die pad wat voor lê. Selfs al weet jy daar's golwe van teleurstellings wat kom, dis okay, maar die Here gaan daai drama laat draai, so dis alright. Mag jy dit glo vandag. Kom ons bid saam. Here, vandag kom ons weer, ons staan voor die Kersverhaal en ek dink aan daai woorde van die engele wat hulle vir elke mens gesê het. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap in julle moet wek. Vreugde op aarde vir mense in wie hy welbehaag het. Dis u hart dat ons, u kinders, 'n diep vreugde moet ervaar. 'n Vreugde wat verby omstandighede gaan. 'n Vreugde soveel dieper as teleurstelling. 'n Vreugde wat juis ander mense om ons optel as hulle pyn het. En
En dis my gebed, Here, dat U elke mens wat hier sit, U sien nou in hulle harte en in hulle lewens die goeters wat hulle battle. Is dit my gebed dat U hulle sal optel, dat U hulle sal vasdruk en dat U hulle soos hulle harte oopmaak, dat U hulle sal volmaak van daai vreugde wat U Maria mee vol gemaak het, dat elkeen van ons lied skryf en ons aanbiddingsoffer sal opstuur en dat ons dit sal deel met mense oor hierdie Kerstyd en dat ons 'n nuwe jaar sal ingaan met hierdie opgewondenheid. Die Here is goed en die Here is met my en die Here is groter as alles and the best is yet to come. Ons verklaar dit vandag, Here, nie omdat ons weet ons kan dit in ons krag doen nie. Ons vertrou alleenlik op U, Here Jesus, dit wat U gedoen het en dat U nou by ons is, dat U lief is vir ons is, dat U vir ons is. Daarin is ons geloof en ons sê vandag, ek glo. Ek glo. Ons het U lief as U kinders, sê ons saam in Jesus naam. Amen.